Goeiemiddag dames en here, baie welkom by ons spekgesprek by Kragdag 6 Augustus. Ons fokus vandag op die gebruik van data in varkboerdery en om te gaan van die ou prentjie wat ons almal in ons kop het van die varke buite die agterdeur met die kombuisafval, na wat vandag in 'n moderne varkplaas aangaan waar ons regtig die varke druk tot op die maksimum om besonderse prestasie uit te kry wat ek dink min mense wat buite die bedryf staan regtig van bewus is. Saam met my vandag hier is Jaco Raad, hy is varkvoedingkundige en hoof van die navorsingskant by Swine Nutrition Management en P3NC. Sigrid Beneke, varkplaasbestuurderes wat besonderse resultate behaal en ook konsulteer by verskillende plase. Annika Norwal, sy is saam met my aan die dataverwerking en visualiseringskant, waar ons die data wat almal baie sorgvuldig bymekaar maak en veilig in die kantoor bære, verander in grafieke, waar ons kan sien wat aangaan op die plaas, wat gebeur regtig, en dat die boere dan van daar af hulle besluite kan neem op eie plaasdata, eie plaasteikens, en so verbetering elke dag. Dan begin ek by Sigrid. As jy op 'n nuwe plaas kom, wat jou vra vir raad, waar begin jy? Wat is die eerste goed waarna jy kyk en dan aandag gee? Ja, daar's nogals baie dinge, maar nommer 1 sou ek vra of hulle data versamel. Ek sou sê dataversameling is definitief baie belangrik. Ja. Wat se data? Okay. Gewigte. Ek sou sê gewigte is 'n ding wat jy redelik reg oor die boerdery kan gebruik. As jy begin by jou dekgewigte met jou gilts, dwarsdeur wanneer hulle ingaan om te jong, jou geboortegewigte by jou varkies, jou speengewigte, wanneer jy by die speenhokke uitbeweeg, slaggewigte, ja, ek sou sê gewigte is 'n ding wat jy baie goed kan meet hoe jy presteer in die plaas. Annika, as ons dan nou hierdie gewigte vasvang, so ons weet op watse ouderdom of watse fase is die gewig en ons het die gewigte vir 'n dier oor verskillende tye. Hoe maak ons dit bruikbaar? Wat kan ons van dit af meet? Wat doen ons met daai data om dit waardevol te maak? Ek dink dit is belangrik om te begin en onthou, jy kan dit eenvoudig hou, maar dan moet dit konsekwent wees. As jy begin met 'n basiese Excel sheet wat outomaties vir jou berekeninge doen, dit is baie waardevol. As jy vaste kategorieë opstel, soos wat Sigrid nou gesê het, waar volgens jy dan nou elke keer werk, dan hoef jy nie af te wyk nie, jou mense op die plaas weet wat hulle moet vasvang. En as jy vir jouself 'n rooster opstel, as jou diere skuif van een kant na die ander kant toe, dan weeg jy hulle. 'n Roetine opstel op jou plaas, en as jy dit weekliks invul, kry jy 'n patroon wat jou onmiddellik wys as iets fout gaan. En dan die belangrike ding is, om die data dan te gaan gebruik, om al daai kategorieë dan met mekaar te laat praat, sodat jy nie net die klomp data het wat net daar lê nie, maar dat jy kan sien wat skakel in mekaar in. Ek dink dit is baie belangrik. Ja, om dan te begin kyk na, soos jy sê, die formules vir wat is my groei, wat is my teikens en kom ek daarby uit, en as daar nou op 1 week of 1 siklus skielik beter produksiesyfers of swakker is, om dan te gaan soek, maar wat gaan aan en te kyk, verander dit weer of bly dit so? Jaco, daar kom 'n varkboer na jou toe wat wil skuif van die gewone sak voer by die koöperasie na regtig spesialis voer, 'n voedingsprogram om produksie te streef eerder as net wat is die goedkoopste manier om hierdie varke lewendig te hou. Waar begin jy kyk om voedingsprogram en formulering en so aan mekaar te besit? Ja, Stefan, so dit goeie vraag. Ons sal begin by eerstens wat het die boer beskikbaar op die plaas, grondstofgewys, wat is die kwaliteit hiervan, in die tweede plek, watter tipe diere het hy, genetika speel 'n groot rol daarin, gesondheidsstatus, biosekuriteit, al dit, en dan ook, wat is sy teikens, sy hoeveelheid diere wat hy per week, kom ons sê, inkry, nuwe jong diere, hoeveel hy dek, en dan van daar af werk ons dan terug vir elke genetiese maatskappy het ook maar 'n
riglyn of ja, van wat hulle verwag, wat die groeitempo moet wees. Natuurlik uit ervaring ook het ons ons eie idee of prentjie van wat 'n dier moet inneem, en dan ja, ons werk op die einde van die dag met 'n biologiese dier, 'n gemiddelde dier in die kudde en nie noodwendig 'n spesifieke dier nie. So ons moet al die aspekte in ag neem om dit dan op die einde van die dag 'n winsgewende program te maak vir die boer om dan die beste produk moontlik te lewer. Ja, deesdae 'n mielie is nie meer net 'n mielie nie. Ons moet gaan kyk wat is die proteïene van jou spesifieke roumateriale en wat is die prys van jou roumateriale. En dan nou soveel te meer met die diere ook, soos jy sê, die genetika verskil, die behuising verskil. Daar's soveel faktore wat ons deesdae kan bestuur, so ons moet dit so goed as moontlik doen. Dan iets wat ek seker is, jy het al baie gehoor het en self ook 10 en al gesê het is, maar ek hoef nie te meet nie, ek kan mos sien met my oog. Ek weet al hoe 'n vark moet lyk. Annika, hoe oortuig ons 'n boer om daai kopskuif te maak van daar is tog 'n rol van data tesame met die stockmanship, die ervaring en die geoefende oog? Ek glo sterk 'n boer of 'n bestuurder se oog is baie werd op die plaas, maar jy sien vandag wat aangaan. Wat as dit oor 3 maande jou gewigte stadig afneem, jy sien dit net raak in jou data. So ek dink dit is baie belangrik om data vas te lê. So as jy gaan twyfel oor iets, dat jy kan gaan kyk wat aangaan. En ook jy kan, as jy verskillende goed meet, sê maar jy die temperatuur ook, dan kan jy gaan sien, maar daar was 'n hittegolf op 'n stadium, daarom het my produksie gedip. So jy gaan nie dit noodwendig kan koppel aan mekaar nie, maar die data help jou om wat die invloed gehad het op wat jy sien vandag, om dit te gaan opspoor. Stompotlood, beter as 'n vars geheue. Beslis. En om, soos jy sê, oor tyd te gaan sien wat het gebeur en hoekom het dit gebeur. Sigrid, waar het jy al gesien dat die data soms die geoefende oog verkeerd bewys of iets vroeër vir jou sigbaar maak of uitwys en dan jou help om proaktief op te tree bo in die varkhokke? Stefan, ek dink ek gaan weer terugkom by gewigte. Ja, daai een is definitief 'n groot een. Ek dink mens kan sê jy kan met jou oog sien, maar terselfdertyd as jy elke dag op dieselfde plek werk, dan begin jy ietsie raak sien wat stadig verander nie. So as jy net 'n voorbeeld vat waar, soos Annika gesê het, jy konsekwent aanhou weeg en jy weeg dalk elke 3 weke in plaas van elke week of elke dag. Dit is waar jy vinnig sien dat daar byvoorbeeld jou massa toename, average daily gain of wat ook al, vinnig kan verander en dan kan jy terug gaan en sien maar wat het gebeur in hierdie afgelope 3 weke byvoorbeeld. So ja, ek sou sê daar kom ons weer terug na gewigte waar mens dit baie vinnig vasvang. Ja, siekdier hou opeet en groei voordat hy noodwendig begin simptome wys, wat mens dan maklik in die data optel, al kan jy dit nog nie met die oog sien nie. Jaco, as 'n wetenskaplike en 'n voedingkundige, as die data en jou ervaring mekaar weerspreek, wie wen die argument en hoe maak jy daai besluit? Om eerlik te wees, ek dink as die twee mekaar weerspreek, dan wen nuuskierigheid. So natuurlik ja, waar kom dit vandaan? As die data my ervaring weerspreek, dan sal ek begin by natuurlik bevraagteken mense altyd die data. Is dit akkuraat neergelê? Is die skale gekalibreer? Is die monsters akkuraat geneem? Is die toetse akkuraat gemaak? So en as dit alles dan nou, as jy dit kan uitsluit dat daar geen foute daarby is nie en dit nog steeds teen jou ervaring gaan of dit wat jy weet, dan kan jy gaan vra maar hoekom en waar. So ek dink ook ervaring gee jou die gemoedsrus om die regte vrae te vra, maar die data gee vir jou dan nou uiteindelik die antwoorde om te gaan probleme soek en waar wat fout gegaan het. Interessant, ja, daai nuuskierigheid, wat enige wetenskaplike dryf is, maar hoekom werk dit so? Hoekom verskil dit? Dit is 'n baie goeie riglyn. Annika, grootste fout wat boere maak. Te min data, te veel data, verkeerde data.
Wat sien jy op die plase waarby jy betrokke is en die data moet verwerk in bruikbare inligting in van dit wat die boere vir jou stuur? Ek dink die grootste probleem kom in met verkeerde data, soos Jaco gesê, dan sien jy nie die prentjie reg nie. As jy min data het en dit is waardevol en akkuraat en relevant, dan kan dit vir jou help. En baie data wat net glad nie relevant is nie, dis glad nie betroubaar vasgevang of enigiets nie, dit is net geraas, dit maak jy de mekaar, jy weet nie wat vorentoe of agtertoe nie. So die belangrike ding is om die regte dinge akkuraat in te samel en dit moet relevant wees tot wat jy wil sien, wat vir jou belangrik is op daai stadium wat jy wil sien op jou plaas. Maak sin, want ja, as jy net nie data kan glo nie, dan is dit net sowel jy het niks nie. Jaco, 2 plase, selfe varke, selfe bestuur, selfe geboue, selfe voer. Maar die een groei en die ander een wil net nie bykom nie. Wat nou? Waar begin jy krap? Okay, Stefan, as jy sê dieselfde plase, dieselfde geboue, ek dink ook weer eens 'n vark sy die vermoë om die voer om te sit in bruikbare nutriënte op die einde van die dag. Ja, die klimaat, die behuising soos jy sê en dan ook bestuur speel 'n belangrike rol, maar op die einde van die dag 2 verskillende plase gaan nie presies dieselfde rou materiale hê op die einde van die dag nie. Hulle gaan definitief nie dieselfde bestuur hê nie. Daar gaan definitief daar iets wees. Daar's dalk 'n siekte uitbraak, jy moet kyk na biosekuriteit weer eens en ja, so dit is weer eens jy voer 'n dier vir die omgewing waarin hy homself bevind en dit is 2 plase is nie noodwendig dieselfde nie en dieselfde formulasie op papier is nie in 2 voermeulings of op 2 plase presies dieselfde voer wat opeindig in die bakke nie. So ja. Ja, weer eens die perspektief en die groter prentjie om dit alles te sien relevant tot wat dit is. Sigrid, die voedingkundige sê die voer is reg. Die veearts sê die diere is gesond. Almal sê dit is reg. Maar as die plaasbestuurder sien jy die varke wil net nie groei nie. Waartoe val jy terug? Hoe begin jy daai probleem soek, daardie patroon gaan kyk, maar wat het verander dat die varke skielik ophou groei het of wat fout gegaan het? Sjoe, Stefan, daar's baie faktore wat 'n rol speel. Voordat die veearts vir my wil sê alles is reg en die voedingkundige vir my sê alles is reg, sal ek begin by bestuursfaktore en ek sal teruggaan van die begin af vanaf waar daai varkies in die kraamhuis gebore is om terug te kan kyk, was daar enige probleme, was daar varkies wat dalk moontlik erg diarree gehad het, hoe het die weer saam gespeel, enigiets moontlik wat mens daar al kan raak sien en dan vorentoe soos wat hulle begin uitskuif het. Maar indien al die bestuursfaktore ek dit kan uitkanselleer en die diere gesond is, dan gaan ek nou maar ongelukkig vir die voedingkundige sê dis die voer. Ek hoop julle twee kan na die tyd nog 'n bier saam drink om daai in te bespreek. Maar ja, ek dink soos julle sê, die data is die een taal waarop die voedingkundige, die bestuurder op plaas, die veeartse almal na dieselfde ding kan kyk en moet saamstem van wat gaan aan op hierdie plaas en dan kan ons gaan praat oor, maar het hierdie 'n impak op daai? Wat hou relevant tot mekaar om te sien maar wat het verander en kan dit hierdie veroorsaak het of wat gaan aan op die plaas? Scenario vraag. 'n Boer stuur elke week sy varke abattoir toe. Hierdie week kom die varke terug 10% minder, maar die voerinname was konstant. Die gewigte was nie betroubaar geneem nie, so ons kan nie kyk na die groeikurwe nie, maar alles het normaal gelyk op die oog af. Daai wat ons gesê het, maar die ervare oog sê alles is fyn. Waar begin ons? Waar het hierdie probleem 10-1 ontstaan? Was dit bestuur, was dit voeding, was dit monitering? As daar nie data is nie, hoe begin ons dan na so 'n probleem soek, Annika? Dis nou 'n probleem om te antwoord want ek soek die data. Ja, ek dink
dit is moeilik as jy nie die data het nie. Vir my wat nie boer met die diere nie, wat nie elke dag in die hokke was nie, vir my om 'n kommentaar te lewer daarop is baie moeilik. Ja, soos ek sê, data help jy om daardie skakel te gaan vind. En dit maak dit net duidelik, mens kort die data van my kant af. Jaco? Ja, net om by Annika aan te vul is, dit is hoekom dit belangrik is om te meet, anders gaan jy nie weet wat dit verkeerd geloop het nie. En op die oomblik wat die boer sy slagdata teruggekry het en sy berekeninge gedoen het, die abattoir het net 'n probleem uitgewys, maar hierdie probleem het waarskynlik 'n paar maande of paar weke van tevore al reeds sy kop uitgesteek. En waar dit vandaan gekom was daar in hierdie spesifieke, kom ons sê, batch varke, afname in voerinname, afname in watergebruik, was daar siekteuitbraak wat hulle nie dit is, en dit is waarom dit waardevol is. Anders gaan jy sukkel om die probleem te kan kry en te ondersoek en reg te stel. Ja, die ander ding wat jy ook in ag moet neem is hoe wisselvallig ons roumateriaalpryse en varkprys ook kan wees. So dit kan ook 'n groot impak hê. Dit is definitief ja, ook die moeite werd om dit ook in ag te neem, maar dit ook te boek te stel dan as jy dit so wil sê. Sigrid, vir die medium grootte boer wat nie die nuutste en die modernste tegnologie en alles in die hok het nie. Wat is die eenvoudigste verandering wat hy kan maak om betroubaar en konsekwent, soos Annika gesê het, sy data in te kry en daai verbeteringe te sien op plaasvlak prakties in die hokke? Het gaan nou klink soos 'n papegaai wat die hele tyd dieselfde ding oor sê. Weereens gewigte. Dit is die maklikste ding om te meet. As jy betroubare skaal het, kan jy varke op soveel verskillende ouderdomme weeg, wat jou soveel van die data kan sê, wat jou so baie inligting kan gee, indien jy daai data versamel. So, ek bly werklik by dit, gewigte. Jammer, ek wil net om aan te vul by wat Sigrid gesê het is, ek dink ook, al het jy nou nie die mees moderne toerusting of wat ook al, jy kan die basiese goed soos wat sy sê, 'n skaal hê, en nie net met gewigte van die diere nie, kry vir jou, kom ons sê 5 sleutel KPIs, noem jy dit, Key Performance Indicators, en dit hou jy elke week dop, of dit nou jou gewigte, voerinname, kwaliteit van jou roumateriale of voer is, en jou pryse ook op die einde van die dag. En ja, want op die einde van die dag, kom ons sê voeromset van 2.5, op sigself beteken nie veel nie, maar as hy oor 4 tot 6 weke van 2.2 tot 2.5 verander het, dan is daar duidelik iets wat aangaan. So net om aan te vul by wat Sigrid gesê het. Ja, om bewus te wees van wat aangaan en te kan ingryp voordat daar regtig 'n krisis ontwikkel, maar eerder vroegtydig te sien as goed begin verander, as ek jou reg verstaan. Dan, as jy 'n bietjie terugkyk vir die matrikulant wat in landbou belangstel, ons almal het op skool gesê, maar ek wil eendag gaan boer. As jy nou moet terugkyk en iets anders gaan kies as wat jy nou spesifiek doen, watse opsie sal jy oorweeg en wat moet die skoolkind van vandag of die student van vandag na kyk voordat hy besluit of hy in varke of beeste of voeding of genetika of plante ingaan in die landboubedryf en die moderne landboubedryf waar ons onsself vandag vind, soos omgaan? Sjoe, Stefan, in alle eerlikheid, ek sou niks anders kies nie. Ek dink die rede hoekom ek so baie van varkboerdery hou is eerstens die intensiviteit daarvan en die feit dat mense so baie data kan versamel. Dat jy so baie data kan versamel, jy het daar so vinnige omset, jy kan so vinnig antwoorde kry en veranderinge maak en sien of jou veranderinge gewerk het of nie gewerk het nie, waar ek glo 'n bees in die veld nie vir jou dieselfde kan gee nie. Ja, so ek sou definitief sê varkboerdery. Ek dink dit is noodwendig vir almal nie, maar ja. Om eerlik te wees sou ek eerder self wou geboer het, maar dat dit nou nie vir my so uitgewerk nie. Ek dink dit is baie lekker om vir jouself te kan besluit te neem, jou eie ding te kan doen.
Maar is ook belangrik dat jy mense het wat jou help en dit is waar ek ook 'n groot liefde het om boere te help en dit is ek het nou data gekies om dit mee te doen, maar ek dink vir die skoolkind om kies waarvoor jy lief is. As dit nou die voeding is daarvan soos wat Jaco besluit het, of om die bestuur daarvan te doen, of jy wil inkom by genetika, jy wil by groot genetiese plekke gaan werk. Kies waarvoor jy lief is en dan gaan dit lekker wees en ek dink dan gaan jy opeindig so Sigrid wat besluit sy wil nie iets anders doen nie. So ek dink dit is die ideaal om te dink waar sal jy inpas en net daar volgens te besluit. Gaan jy nie antwoord? Ek dink ek sal eerder beeldhou werk gedoen het. Nee, ek grap. Nee, ek sal ook regtig niks anders wou doen nie. Om eerlik te wees, as ek kon teruggaan, ek sou eerder myself vra nie wat wil ek doen of wat wil ek word nie, maar watter probleem wil ek oplos as dit sin maak. En dan ook op die einde van die dag is dit ja, die voeding, dit is 'n kruispunt van alles in die varkbedryf. Dit vat gesondheid, bestuur, die voeding, natuurlik genetika, alles ja, word beïnvloed deur dit. So ja, hou daarvan en natuurlik ook oor die hoeveelheid jaar wat ek gewerk het, moes ook baie ander aspekte geleer het. En dan ek weet nie, my raad sou ek sê aan die jong mense van vandag is, maar ja, bou op die wetenskap, leer krities dink en dan is dit maar om ja, te leer probleme oplos. Dit natuurlik, dis 'n veral varkboerdery, dis 'n vinnige omsetperiode soos wat Sigrid gesê het en dit is 'n baie komplekse en intensiewe bedryf en besigheid, so wat baie vinnig verander. So ja. Ja, ek dink een ding wat vir my uitstaan uit vandag is die hoeveelheid alledaagse tegnologie wat tot ons beskikking het en vir ons as jong mense dalk baie keer voel maar dis eenvoudig, maar vir ons ouers se generasie is dis iets niets, iets vreemd wat hulle nie noodwendig aan gewoond is nie en as die jong mense moet ons besef wat se voordeel ons in daai opsig het. Vir ons is 'n Excel spreadsheet iets baie eenvoudig, iets wat ons gou huiswerkprojek op skool opdoen of so, waar vir ander mense is dis 'n gekompliseerde, ingewikkelde stelsel om te benut en ek dink dis die voordeel soos Annika gesê het waar ons nou sit is om die boere te kan help met daai en die goed te ontwikkel. Jaco aan die formuleringskant wat vir jou is dit al dis 'n gewoonte. As iemand vir jou gee, jy kan syfers uit jou kop uit opnoem. Vir Sigrid, teiken gewigte is dis jou voortand. Jy het op die punte van jou vingers wat jou verskillende teikens is op die verskillende fases en ek dink dis wat die jeug van vandag moet besef is die geleenthede buiten die primêre boer om in landbou betrokke te wees en die verskil wat ons daarin kan maak. Maar dit bly opwindend en dit is interessant. Ek wil graag hoor as daar van die ooms wat vir ons so aandagtig sit en luister van julle kant af 'n vraag of iets wat julle vir die jong mense van vandag het oor data en die nut daarvan in moderne landbou. Tinus, ek gooi jou in saam met die ou ooms. Ek sou vir jou 'n vraag vra. Wat ik voor die mensen hebben gehad, je komt en dan loopt het af. Ja. Dat is ook niet zo. Van de hand, gewoon heel erg anders. Ja, ik zie wat ik wat ik doe. Dus dat zie je dan als het is te jas. Maar dat ik nog weer dat is dat gewerk. Zit aan het plaats. Okay, wat is die groeivoeromset van 'n vark? Ek reg gehoor. Okay, dan sal ek 'n moeilike vraag aan haar vra. Goeie voeromset, dit hang baie af weer eens na watse fase ons kyk van die varke. As ons praat van 'n groeivark, van my topplase kry nou 2.09, 2.15 voeromset verhoudings. As dis 'n nuwe moderne plaas, goeie genetika met van Jaco se voer heel toevallig. Waar Sigrid ook gekonsulteer het op van die bestuur. So daai plaas weet ons daar almal baie goed van, maar daar kyk ons op die groeivarke na 2.1, 2.2 as 'n goeie voeromset verhouding. Op die soe kant is dit meer hier na 3, 3.5 toe, veral as jy kyk na jou droë soe of jou lakterende diere. En dan op jou heel jong varkies, daar is dit nog van as hulle net gespeen is amper 1.4 wat dit dan éventueel al hoe hoër word soos wat die diere ouer word.
en minder spiere, meer begin vet en organe en goed ontwikkel tesame met dit. Enigiemand anders oor voeromset? Net om by te las by Stefan, ek weet almal hamer altyd op voeromset en hoe belangrik dit is, maar ek dink mense probeer dit as 'n afsonderlike item of afsonderlike merker sien om te bepaal of jy goed doen. Ek dink om dit verder te vat is meer jou voerkoste per kilogram vleis wat jy produseer of per kilogram groei wat jy handhaaf op die plaas, en met dit kort jy jou totale voerinname, totale voeromset van die plaas. So en dis wat Stefan ook sê, dit verskil maar tussen elke fase, maar ek dink in plaas daarvan om jou voeromset as sulks self as 'n teikenmerk te sien, eerder die ekonomiese waarde daarin te sien, die koste van die groei wat 'n rol daarin speel. Ja, eerder 'n 2.1 op 'n 5 kg of 'n 2.3 kg op 'n R4 'n kilogram voer maak nog 'n groot verskil op jou som op die einde van die dag. Ek weet nie meer hier gaan antwoord nie, maar sommer kyk aan die mense. Ek ons het nou vandag vroeër gepraat met mense wat meet en weet van NWK het gesê het, presisie boerdery, maar waarmee julle besig maar dieselfde ding. Maar ons praat baie keer met kleiner ouens wat moet begin en wat half nie wil belê in die tegnologie en die duurder kos en in die duurder stelsels nie. Maar op 'n vandag is dit die ouens wat die meeste nodig het, want dit hulle maar daai volgende trappie vat. Hoe begin ek myself in so 'n stelsel inwerk met vandag om te wen, sodat ek weet dit wat ek nou doen oor 10 jaar as ek 3, 4, 5 keer groter. Hoe doen ek dit van die begin af reg? Ek sou sê jy vra mense wat ervaring het. Jy begin daar as jy wil en jy besluit eers waaraan wil jy goed wees. As jy jou groei wil bevorder op jou varkplaas, dan sal jy begin by jou voer en jy gaan belê geld in jou voedingkundige en sê maar ek wil dit beter doen, hoe kan ek beter doen, beter roumateriale en dan ook, hoe toets ek my roumateriale dat dit reg is en daar kom die tegnologie in, is by die toets daarvan. En ek dink so jy begin by wat wil jy verbeter en van daar af dan gaan soek jy kenners en mense met ervaring, jou buurman wat reeds met dit gewerk het, moenie dadelik net goed koop nie, want dit raak dan net 'n gadget wat dalk later net weer in die laai gesit word, wat jy nie gebruik nie. Jy soek iets wat vir jou waarde toevoeg en dit kan jy maar net kry deur ander mense wat vir jou raad gee voor jy in iets belê. Stefan, julle wat nou half julle gekom by baie plase uit, sien baie mense, die kennis wat julle opdoen, die ervaring wat julle opdoen, is eintlik ongelooflik. Kan julle so 'n ou bydra wat in die volgende trap toe wil gaan en sê, weet jy wat, ek wil nou gaan van een plaas na 2 plase toe, van my kuddes of my groepe verdubbel. Het julle hoe sal julle so benader dat julle toe kom en sê ons wil met julle stelsels en wat julle doen en met julle ervaring ons help? En ek dink saam met boere is dit die maklikste, want julle leer by haar en kan dit vorentoe vat. Het julle so 'n manier wat julle die ouens op die plaas besoek kan sê, ons kan 'n pad met jou stap? Tinus, ek dink dis 'n baie geldige vraag, want daar's baie opkomende boere en daar's baie ouens wat probeer, maar om te gaan van die bestaansboer na 'n klein kommersiële boer is 'n bitter moeilike stap om te neem in die wêreld van vandag. Waar ons moet begin 'n persoon of 'n huisgesin dra van een plaas, en ongelukkig is landbou klein marges, groot volumes. Dit bly die geheim, ongeag van die plase, ongeag van die spesies waarmee ons werk. Dis klein marges, groot volumes. En daar begin daai soos diere of op 1000 verskillende plante, dan word daar 1% van ekonomiese waarde, en dis hoe ons dan gaan van daai bestaans-opkomende boer na die begin van 'n kommersiële boerdery wat in staat is om volhoubaar te wees, in staat is om homself, maar ook die bestuur of die besigheid te dra aan die finansiële kant. Ja. Dan wil ek vir my span baie dankie sê vandag vir julle tyd en vir julle kennis wat julle gedeel het. Daar is
baie wat ons nog oorwonder in landbou en in data, veral in dierelandbou. Ons het baie presisieboerdery in plantverbouing met trekkers en spuitprogramme en goed. Maar in die dierekant is daar nog baie ruimte en ek's opgewonde om te sien wat mense nog gaan regkry en vir die mense in die gehoor ook. Dis opwindend en dis uitdagend, maar dis wat dit interessant en lekker hou. So kom ons vat hom vorentoe en kap vas.